Woensdagmiddag net na 4 beteken een ding. Ormo Chats, waar ons motorsport sake gesels vir die volgende halfuur. Ons nooi jou baie welkom, ons gaan met ons te ry. Hier agter die stuur is dit Chris Mans en met die passasierskant vandag is dit Chris Kreur, hy is die voorsitter van Ormo. Ons gaan nou by hom hoor wie en wat is Ormo. Maar jy is 'n passasier, kom klim in, gorrel jou vas. Hier gaan dit lekker raak. Here, baie dankie vir die voorreg om u te kan dien en te kan loof en te kan prys en ook in ons sport u naam te kan groot maak en te kan vereer. Amen. Ek wil sommer dadelik begin met die Dakar 26 se uitslae wat in Saudi-Arabië plaasgevind het. Wat 'n ongelooflike veldrenning was dit nie gewees nie. 9000 km en ek glo 9000 papwiele. Almal het gekla oor hoeveel papwiele wat hulle gekry het. Maar nou ja, dit is nou maar die Dakar. Die motorfiets uitslaa het Benavides gewen sy KTM en Ricky Brabeck wat voorgeloop het die hele tyd in sy Honda was in die tweede plek gewees. Sy Afrikaners wat goed gedoen het is Alfie Cox, Bradley Cox, natuurlik die seun van die legendariese Alfie Cox in sy Serco, hy was in die 12de plek gewees. Michael Dougherty, jammer uit 'n wiel gebreek, as hy man nie 'n wiel gebreek het nie, was daar moeilikheid gewees. Hy het gereeld met 'n klas 2 voertuig die topmanne weggery in die fabriekspan. So ek glo hy gaan binnekort gaan hy 'n oproepie kry van 'n fabriekspan af. Ek hoop altyd so. En Challenger klas, Pak Klaas, hy's 'n Nederlandse meisie, maar hulle ry baie in Suid-Afrika, so ons beskou as Suid-Afrikaner. Sy is natuurlik een van slegs 5 vrouens in die wêreld wat 'n Dakar sneltry kon gewen het. En net om te sê ek het seker gemaak ek kon gewen, het sy nog 'n sneltry gewen, so sy 2 gewen. En sy voeg haar naam by slegs een van 5 vrouens, legendariese mense wat by haar aansluit is, Jutta Kleinsmith, die enigste vrou wat nog ooit die Dakar kon gewen het. Ja. En dan in die karre afdeling, Nazar Al-Attiyah en sy Dacia, wat die veldrenning vir die 6de keer gewen het. Hy het hom eerste gewen in 'n Volkswagen Touareg, en toe in 'n Mini, en daarna 3 keer in 'n Hilux. In die derde plek was Nani Rauma en Ekstrom in hulle Ford motors spanmaats vir mekaar. Suid-Afrikaners wat baie goed gedoen het, Saud Variawa in die 10de plek in 'n Hilux. Hy is natuurlik die jongste deelnemer wat nog ooit 'n sneltry kon gewen het op 'n 18-jarige ouderdom laas jaar. Sy spanmaat Guy Bottrell was in die 14de plek gewees, Brian Baragwanath in sy Century Racing 16de, en dan Henk later gaan aan Brett Cummings met Hilux in die 21ste plek. Ek kan nie glo een span kan soveel moeilikheid kry soos Brett nie, en Henk nie, want Henk is die enigste ou wat van Nassar regtig waar kon gejag het. Maar nou ja, genoeg daarvan, dit is iets van die verlede, ons sien uit na volgende jaar 2027 se Dakar, maar op hierdie stadium gaan ons bietjie gesels met Chris Kreur. Hy is die voorsitter van Ormo. Chris, baie welkom en baie vriendelik om hier by ons te hê, maat. Goeiedag Chris, goeiedag al die luisteraars. Dit is my voorreg om saam met jou op die program te wees vandag. Dankie Chris. Sê gou vir my Chris, Ormo is 'n snaakse naam. Waarvoor staan Ormo? Wat is Ormo? Chris, Ormo staan vir Off-Road Marshal Unit. Nou, 'n Marshal Unit of die Off-Road Marshal Unit is betrokke by alle wedrenne wat deur MSA onder MSA se lisensie werk. So ja, ons sorg vir die veiligheid van toeskouers, deelnemers, beamptes. Ons sorg dat alles veilig en gebeur soos dit moet by 'n wedren. Hoekom is daar 'n Ormo? Ek wil enige ou kom ons maar gaan marshal of dit werk dit nie so nie. Man Chris, ja, enige persoon kan seker, maar dit is nie ongelukkig werk dit nou nie so nie. Daar is elke marshal moet by Motorsport Suid-Afrika aansluit en by hulle 'n lisensie kry. Dit is nie 'n groot stap nie of 'n moeilike stap om te doen nie, maar almal moet gelisensieer wees by MSA en dan moet jy, elke marshal moet dan ook opleiding ontvang by Ormo om 'n volwaardige marshal te kan wees. OK, so in ander woorde, jy was ook 'n marshal geweest. Nou, waar het jou marshal goed begin? Waar het die gogga jou gebyt? Hoe het jy betrokke geraak? Man, ek het jare terug, toe ek nog 'n klein seentjie was, my pa het ook so 'n bietjie met die motorkarre gespeel en so, en sy vriend het 'n motorhawe gehad, en
En hy het 'n wetrenie in ons dorp beplan en toe het my pa en al die vriende gaan marshal. Toe het ek nou maar die goggaatjie toe al gebyt, maar ek het in 2004 het 'n groot vriend van my genooi om saam met hom te gaan marshal in Botswana daai tyd. En ja, van toe af vir die gogga gebyt en toe is ons nog maar volstoom aan die gang. Lekker man, klink vir my heeltemal lekker. Chris, sê vir my, doen jy dit alleen? Of is jou familie betrokke, jou vrou, jou kinders betrokke, of is dit net 'n manne ding? Nee, dit is glad nie net 'n manne ding nie. Die families is welkom, jy kan jou vrou, jou kinders kan saamkom. Ons hou baie daarvan as die families ook saamkom, want ek meen dit is maar 'n uitstappie en dan kan almal dit geniet. Die vrou is welkom om ook 'n marshal te word en die kinders as hulle ouer as 16 is, kan hulle aansluit om ook marshals te word. Die jonger kindertjies is welkom. Pappa en mamma moet maar net sorg dat hulle veilig op 'n kant gehou word wanneer die voertuie by hulle area is, maar die hele gesin, die hele familie, almal is welkom. Mooi man. Maar Chris, nou jy praat van gevaar. Is dit gevaarlik om 'n marshal te wees of kry jy ook daarom 'n opleiding en jy moet uitkyk waarvoor vir sekere goed? Ja nee Chris, dit is waarvoor die opleiding daar is. Ons gee vir al die marshals opleiding sodat hulle oplettend kan wees en voor die tyd al kan die roete in hulle area besigtig en kan sien op daardie draai moet daar nie toeskouers staan nie. Skuif die mense eerder na 'n veilige posisie toe en selfs waar jy op jou punt diens doen, moet jy ook maar kyk hoe die voertuie aankom van watter kant af en so aan en dan moet jy altyd aan 'n veilige of 'n neutrale kant staan sodat jy nie in die spervuur is nie. Maar ja, kyk, dit gaan vinnig, die voertuie beweeg vinnig tot by jou, dan stop hulle en dan gaan hulle weer verder. So ja, dis nie dat dit lewend was. Enigiets kan gebeur, maar oor die algemeen is dit redelik beheerd. So dit is daarom nie dat ons jou heeltemal onder 'n bus gaan aangooi nie. Mooi man. Okay, so met ander woorde, Chris, nou as ek nou, kom ons sê ek sluit nou aan by jou. By jou organisasie, by Orm Off-Road Marshal Unit. Dan kom ek en my vrou nou, ons gaan nou, is dit nou net Saterdag of is dit dan nou naweke wat jy die heel naweek, want jy praat van 'n naweek. Is daar naweke wat 'n ou daar moet wees of net een dag of wat? Chris, van die wedrenne is net 'n eendag wedren, so dit beteken jy kan die Saterdagoggend daar arriveer, dit is nogal redelik vroeg en dan aan die einde van die dag is die wedren klaar, dan kan jy weer huis toe gaan. Maar die ander wedrenne is 2 dae wedrenne, so dan is ons dan al die Vrydag op terrein, waar daar dan nou tydtoetse en trajecte al gehou word en dan op die Saterdag is al weer trajecte wat gery word en dan die Saterdag maak het klaar. Maar ons hou van kamp, die hele Ormo familie hou van kamp, so ja, ons gaan maar gewoonlik voor die tyd en slaap oor en dan is jy fris en vars die volgende oggend en dan dieselfde aan die einde van die wedren. Dis 'n lang dag. Dis vir ons veiliger om oor te slaap, dan gaan ons die volgende dag terug huis toe. Nee, verseker. Maar ek hou van die oorslaap. Jy weet, obvious gaan daar 'n vuurtjie wees, nou word seker gebraai. Ja nee, dit is 'n hele gekuier, want ons is maar 'n groot familie. So ja, ons kuier lekker om die vure, slaan ons tentjies op, bring jou karavaan. Baie van die kampering wat ons doen is, soos die Engelse nou sal sê, is off-grid camping, waar daar nie fasiliteite is nie. Daar sal gewoonlik daarom toilette wees, maar die storte en goed is, jy moet maar selfvoorsienend wees met dit. En ja, dit is maar elke ou rig sy voertuig in soos hy wil, en as jy nie al die toerusting het nie, dan kan jy altyd na wedrenne toe gaan waar daar fasiliteite is. Dit is maar jou keuse by watter wedren jy wil
deelneem. Lekker man, lekker. Chris, hier's 'n man wat vir ons iets verduidelik hier langs die pad. Ek wil net gou aftrek en hoor wat sê die man. Gee my net so 'n oombliekie asseblief tog met my friend. This program is proudly sponsored by Donante Projects for all your plumbing and maintenance needs. We do new installations, maintenance on existing plumbing and water tank backup systems. We are in the Western area. One call and we do it all. Call Chris on 081 299 1974. Ormo staan vir Offroad Marshal Unit. Ons is opgeleide beamptes wat diens doen by veldrenne, veldmotorfietswedrenne asook motocross. Kom durf die buitelewe aan as 'n gesin deur aan te sluit by Ormo. Kom ervaar waar man en masjien, grondpad, passie, adrenalien en avontuur mekaar ontmoet. Skakel Chris by 066 238 0211 of e-pos Johan by info@offroadmarshals.co.za. Volg ons ook op Facebook by Offroad Marshal Unit of besoek ons op ons webwerf by www.offroadmarshals.co.za. Kom sluit vandag aan. Leef 'n lewe saam met legendes. En ja, legende inderdaad. Chris Creer, die voorsitter van Ormo. Jy is 'n legende, my ou vriend. Sê 'n bietjie vir my, hoe lank is jy nou voorsitter van Ormo? Chris, ek is omtrent nou so 3 jaar voorsitter van Ormo. OK, jy voor die tyd jy net gemarshal, né? Ja, ek het so in van 2004 af begin marshal en ek het vir so rukkie afgelê toe die kinders klein was, toe nog skool toe gaan of rugby en al daai dinge. Naweek wat 'n bietjie vas was, moet ek later weer aangesluit. OK. So jy is nou die voorsitter van Ormo, die hoofman van 1000. Sê gou vir my, wat het toe jy nou aangesluit het as of verkies is as voorsitter? Wat was jou doel gewees met Ormo? Chris, my doel met Ormo was dat ons die eenheid laat voortleef, maar meer professioneel en meer opgeleide persone op die grond hê. En daar's baie kursusse wat gedoen kan word, wat marshals kan doen om hulle self verder op te lei. En ons oog om al die kursusse wat beskikbaar is by te woon, om hulle self verder en meer geleerd te maak in die hele proses van marshalling, want daar is verskillende tipes werke in die marshal eenheid en vir sekere posisies moet 'n persoon bietjie verder kursusse en goed gedoen het om daai tipe werke te kan doen. OK, so ek sluit nou aan. Nou kom ek aan met my tentjie en my karavantjie. En ons braai nou donderdag aand lekker saam en wat en so aan. En Vrydag gaan ek nou werk. Werk ek en my vrou 2 verskillende plekke? Werk ons saam? Of hoe werk dit? Chris, die meeste van die gevalle laat ons die gesinne saamwerk. Dit is maar net makliker want jy gaan met een voertuig om al jou piknikmandjie en al daai goede bymekaar te hou. Is dit net makliker as al twee saamwerk. In baie uitsluitlike gevalle sal ons miskien vra dat een persoon op 'n ander plek gaan diens doen, maar dit is bitter skaars dat ons dit doen. OK. En so met ander woorde, dan gaan ek nou daar is daar verskillende graderings van die marshals of hoe werk dit? Jy sê praat van opleiding en al so aan. Kom ons begin. Is daar 'n basiese opleiding vir marshals? Chris, ja, ons het 'n basiese opleiding wat jy dan basies net 'n kursusie doen. Dan as jy nou ek wil sê 'n beginner marshal, dan moet jy die opleiding doen by die praktiese opleiding by die marshal unit doen. Dan gaan jy nou weer 'n trappie hoër en dan soos jy opgaan, die volgende een is dan nou as jy nou meer kursusse agter die naam het, so beweeg jy nou maar om. Maar vir beginners, as jy nou net die basiese kursus gedoen het en jy kom nou by 'n wedren aan, dan gaan ons jou nou saam met 'n ervare marshal sit om vir jou nou 'n bietjie touwys te maak presies hoe die dinge werk en so aan. Soos nou nie dat ons jou net daar onder 'n boom sit en sê hier moet jy werk en jy het nie idee wat jy moet doen nie. So ja,
ons hou maar hand vas en ons verduidelik vir mense mooi hoe die dinge moet gebeur. O, okay, dit klink my lekker. Nou dan, okay, dan werk ons nou daar en dan kom ons nou terug en ek wil nou 'n kursus doen. Is daar 'n klas wat ek moet gaan bywoon of hoe werk julle verdere opleiding dan? Chris, ja, ons het 'n opleidingsnaweek. Ons poog om gewoonlik so 2 opleidingsnaweke in 'n jaar te hê. Ons het 'n opleidingsnaweek wat nou in hierdie maand, naby aan die einde van die maand, ons opleidingsnaweek by die ATV Club by Ruste Winterhou, waar ons dan nou almal saamtrek in die naweek kamp en dan gaan ons dan nou 'n bietjie opleiding doen daarso. Okay. So ander dan as ek nou gekwalifiseer, dan kan ons nou 'n bietjie gaan marshal. En dan jy het net gepraat van die verskillende aspekte van marshalling, verskillende plekke of posisies waar 'n ou moet wees. Kan jy my 'n bietjie meer daarvan vertel asseblief? Ja, jy kry nou jou basiese marshal en dan kan jy nou verder kursusse doen om soos 'n tegniese beampte te word, om die karre deur te gaan, seker te maak dat alles is veilig, alles is op standaard. Dan is daar ook kursusse wat jy kan doen om die omgewings bewaring toe te pas, seker te maak ons in die Kuipe word die omgewing nie versteur met olie wat mors of brandstof of so iets nie. En dan is daar nog verdere kursusse om dan nou op te beweeg in die rangstruktuur om die marshals in beheer te wees van die hele groep marshals en so. Okay. So as basies as jy nou kan sê in Engels dalk nou sê, jy het nou chief marshal wat nou oor die ander marshals is. Dit is net so, ja. En dan het ons ook 'n radio persoon en ons doen radio opleiding ook, want baie van ons kommunikasie word met radio's gedoen. O, okay, so met ander woorde, ek kan my ou CB taal gebruik van almal daai enige koei vir 'n stoei op die groot E9 of enige ram vir 'n skram op die groot E9. Is dit hoe julle werk? Nee, dit gaan maar 'n bietjie meer professioneel, want Okay. die lugtyd is baie krities. Ons wil nie die lug weer versper met enige praatjies nie, so ons praat net wat nodig is en ons doen dit redelik professioneel. Mooi man. Dit klink vir my lekker. Kan jy sê vir my okay, ons nou gehoor wat is 'n marshal? Wat is jou visie vir Ormo vorentoe? Chris, my visie vir Ormo vorentoe is om nog lede te werf, dat ons meer lede het, want daar is partykeer op naweke dat ons 2 of 3 byeenkomste gelyk moet doen. Nou ons kry dit gedoen, maar ons wil graag meer persone hê. Dan is dit net makliker om al ons kliënte oordentlik te diens en om my visie verder is dat die Ormo moet groei en professioneel die beste in die wêreld is. Maar jy praat nou van marshals wat die beste in die wêreld is. Laas jaar was die internasionale veldren hier by Sun City omgewing gewees. Die safari ren. En sê vir my die marshal, julle die off-road marshal unit was betrokke gewees daarby. Ons het gemarshal daar. Sê vir my, hoe het ons ingeskakel met die internasionale standaard van marshalling? Chris, ja, dit was nogal 'n groot byeenkoms vir ons gewees. Daar was 5 wedrenne wat in 'n week gebeur het. Ormo was betrokke en ja, dit was 'n baie goeie week gewees. Die terugvoer wat ons ontvang het van die internasionale beamptes wat toesig oor ons gehou het, hulle was baie tevrede en so by so dat hulle voel ons die kwaliteit van hoe ons die dinge doen is die beste in die wêreld. Wow. Dis 'n groot pleintjie daai. En dan terwyl ons nou so praat van 'n pleintjie.
Jy is een van die eerste ouens wat ooit in Suid-Afrika buiten 'n baan omgewing 'n toekenning gekry het van MSA af. Dis nou Motorsport Suid-Afrika. Vertel ons 'n bietjie van hierdie toekenning asseblief. Chris, ja, ek is in 2024 het MSA my die toekenning gegee van die official en volunteer van die jaar. Nou dit is nogal 'n groot pleintjie. Mens werk nogal hard om die toekenning te kry. Maar daar moet ek nou by sê, werk hard. Ek het hard gewerk, maar sonder my vrou en die Marshall Unit se komitee wat my bygestaan het en al die marshals, want ek meen 'n leier is net so goed soos wat sy span is. En ek het 'n formidabele span agter my wat my gehelp het en ja, toe is ek erken met die toekenning. Nou Chris, well done man. Dit is lekker geweest om mee te gesels. My vriend, ons tyd het ongelukkig uitgehardloop. Ek sien ons moet die voor weer aftrek. Ons tydjie is bietjie man, maar ons gaan op 'n stadium gaan ek en jy weer gesels. Ons gaan definitief weer 'n bietjie gesels. Ek wil net graag vir jou sê ook, ek gaan nou gou praat oor komende byeenkomste en dan die volgende een wil ek jy moet hom vir ons aankondig asseblief. Okay, die opkomende byeenkomste is die 7de Februarie. Dis nou komende naweek. Is die GXCC in Vogwel. Dis die motorfietsveldrenne. Soos jy na die omgewing is, pop in, kom kyk, wat doen die ouens? Kom praat met 'n marshal. Dit gaan lekker wees. En dan Chris, die 14 Februarie, praat gou met ons oor Bissies Vlei asseblief. Ja, Chris, die 14de Februarie is die Landini Bissies Vlei 300 wedren aan die gang. Dit is 'n eendag wedren. Hulle gaan 2 trajecte ry en 'n tydtoetstraject ry. So dit gebeur alles op die Saterdag. Dit begin so 8:00 die oggend, dan hou dit gewoonlik by so 4:00 die middag, 5:00 die middag sal die wedren ophou, dan is die prysuitdeling iets so by 6:00, 7:00 se kant die aand. Maar ja, almal wat in die omgewing is baie welkom. Daar sal kosstalletjies beskikbaar wees. Ja, kom uit, kom geniet die dag. Bring net 'n hoed en water saam. Dit is warm en dit raak nogal warm daar geweest. Ek sê vir jou baie dankie. En dan die naweek van die 20ste en 22ste Februarie. Dit is nou die regte tyd om aan te sluit by Ormo. Want die naweek van die 20 en 22 Februarie is 'n opleidingsnaweek van Ormo by Rus de Winter. So sluit vandag aan en kom woon hierdie naweek by, word opgelei as 'n marshal en lewe hierdie ongelooflike lewe. Nou ja, this program was proudly sponsored by the Nanti Projects. For all your plumbing and maintenance needs, we do new installations, maintenance on existing plumbing and water tank backup systems. We are in the Westland area. One call and we do it all. Call Chris on 081 299 1974. Ormo staan vir Off-Road Marshal Unit. Ons is opgeleide beamptes wat diens doen by veldrenne, veldmotorfietswedrenne as ook motocross. Kom durf die buitelewe aan as 'n gesin deur aan te sluit by Ormo. Kom ervaar waar man en masjien, grondpad, passie, adrenalien en avontuur mekaar ontmoet. Skakel Chris by 066 238 0211 of e-pos Johan by info@offroadmarshals.co.za. Volg ons ook op Facebook, Offroad Marshal Unit, of besoek ons by www.offroadmarshals.co.za. Kom sluit vandag aan en leef 'n lewe saam met legendes. Wat 'n voorreg. Here, baie dankie dat ons U naam kon grootmaak in hierdie program. Gaan met ons boete mewaar elke lid van Ormo en marshals en deelnemers. Amen. Chris, namens Ormo baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit ongelooflik baie, my ou vriend. Jy moet baie lekker dag hê en ons praat verder vorentoe. Ja, baie dankie Chris. En 'n geseënde dag vir jou en 'n geseënde dag vir al die luisteraars. Baie dankie. En dan bly ingeskakel. Volgende week Woensdag 4:00 is dit weer sulke tyd. Tyd vir Ormo Chats, waar ons weer lekker motorsport gaan gesels. Dan gesels ons met die ou wat die naweek se motorfietsveldrenne aangebied het.
Die organiseerder daarvan, ons gaan met hom praat daaroor. Hierdie program dra ons op aan Rudy Miller. Oog daaraan dat die mense so